Goeiemôre, baie welkom. Ook baie welkom aan ons aanlyn gehoor wat saam kyk. Dit is lekker om julle hier te hê. Ek wil graag vir julle 'n gedig lees van William Schaeffer. En dit is 'n gedig wat eintlik ook 'n gebed is. So julle is welkom om as ek die woorde lees, miskien dalk die oë toe te maak en sommer net die woorde te ontvang. The way it is. There's a thread you follow. It goes among things that change, but it doesn't change. People wonder about what you're pursuing. You have to explain about the thread, but it is hard for others to see. While you hold it, you can't get lost. Tragedies happen, people get hurt or die, and you suffer and get old. Nothing you do can stop time's unfolding. You don't ever let go of the thread. As ons hierdie kers aansteek vanoggend, dan doen ons dit want as gelowiges glo ons diep binne onsself, God is vanoggend hier en dat die Here jou ontmoet daar waar jy vanoggend is. Tannie Lida bring elke week een van haar boompies uit haar tuin. En as jy vanoggend deur die loop van die oggend miskien die nagmaal gaan neem of jy kyk miskien wanneer jy die boompie let op, daar's klein groen blaartjies wat uit hierdie boom uitkom. Nuwe lewe. En die eerste gelowiges het vir mekaar gereeld herinner dat daar's niks regtig in die lewe wat konstant is nie. Maar verandering is die ding wat konstant is. Min van ons hou van verandering. En tog is dit elke dag rondom ons. Ook in nuwe klein blaartjies uit 'n ou boom. En ek dink wat vir ons angstig maak oor verandering, miskien veral die tyd van die jaar wat ons die laaste deel van die jaar probeer verbykry en ook terugdink aan wat als gebeur het en waar ons vandaan kom, is dit maklik om oorval te word deur verandering. Dat dit amper half te veel is om te hanteer, dink ek. En wat hierdie gedig vir my herinner het dan, is dat there's a thread you follow. Daar's iets te midde van alles wat rondom ons verander, wat jy aan vashou. God is soos 'n rots. God is konstant. Selfs al verander alles rondom ons, selfs al verander ons, selfs al sien ons iets nuuts elke dag rondom ons. God is standvastig en konstant. Aan die begin van ons saam wees, gaan ons vir mekaar ruimte gee, 'n oomblik gee, wat ons dit net weer vir onsself herinner. Alles wat hierdie week gebeur het, en alles wat vir ons voorlê in die week wat gaan kom, laat dit soos 'n mantra in jou agtergrond wees. God is konstant. God is konstant. En ontvang dan hierdie troos. Jy kan by God kom rus. Ons gaan mekaar 'n oomblik gee waar ons oë toemaak en sommer daar bly in daai gebed. En terwyl ons so sit in die stilte, wil ek vir julle 'n ou gesang speel. Iemand wat ook woorde probeer gee het en musiek probeer gee het aan hierdie tipe behoefte aan te midde van
die stormagtigheid van die lewe, 'n plek wat ons kan kom tot rus kan kom. Ek wil graag vir julle vanoggend 'n Jesus verhaal lees. Ons teksvers kom uit Johannes 18 van vers 33. As jy 'n Bybel saamgebring het, is jy welkom om saam te lees. Anders gaan ek so vir julle dit voorlees. Uit Johannes 18. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, is jy die koning van die Jode? En Jesus het hom gevra, vra u dit uit die eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus toe. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos jy sê, ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê, en hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. So wat is waarheid? Sê Pilatus te hom. Ek het hierdie week 'n artikel gelees. Die opskrif van die artikel was Welcome to a post-truth era. En is waar, nee, as jy luister na ons gesprekke, manier ons praat en die briewe wat geskryf word en debatte wat jy hoor oral oor die politiek en oor klimaatsverandering en oor COVID, die inspuiting, wetenskap of is nou nie die wetenskap nie, en ook die afgelope tyd toe met Evie de Klerk se afsterwe, klomp nuwe vrae of ou vrae oor ons eie storie. Uit watter hoe kyk jy dit en wat van dit is waar en wat is nou nie waar en wat is 'n Welcome to a post-truth era. Dis die artikel. En wat my net gebeur het is dat ek dink ons leef so in 'n kultuur. Ons kultuur is ingeweef in leuns en in samesweringsteorieë en in fopnuus is die Afrikaans. Fake news. Sien dit oral. Jy hoor dit oral. En mense sal vir ons sê dat dit is nie meer moontlik om enige objektiewe feite te gee nie. Daar bestaan nie meer so iets soos objektiewe waarheid of feite nie. Waarhede is nou valshede en valshede is nou waarhede en enigiets kan enigiets beteken. Wat ons bring na hierdie storie toe. Die ontmoeting tussen Jesus en Pilatus. En ons lees dit
spesifiek hierdie storie op hierdie Sondag. En kerke en gelowiges deur die wêreld heen hierdie vier vandag wat hulle noem, wat ons noem die heerskappy van Christus Sondag. Of Jesus is Koning Sondag, so wat kerke dit ook noem. Hierdie Sondag word dit in die kerkkalender vier kerke, alle denominasies vier dit vandag. Dit is wat baie van praat van is die tussenin Sondag. Dit is die Sondag na hierdie lang kerkseisoen van Pinkster wat met die uitstorting van die Gees, daai Pinkster begin het net voor Advent. Ons is nou alweer daarso. Advent begin volgende week. En hierdie Sondag is die tussenin Sondag. Wat gelowiges reflekteer oor wat beteken dit as ons sê Jesus is koning oor die kerk en oor die wêreld en oor my lewe. Watter tipe koning is Jesus en wat beteken dit om in hierdie heerskappy van Jesus te lewe? Is die vraag vir die kerk vra vandag en in die week wat gaan kom. En hierdie teks, hierdie storie is die teks wat die kerk al vir eeue heen kies om te lees op hierdie dag. Dit is 'n vreemde storie. Jy sal dink as die kerk iets wil sê oor Jesus wat koning is, dan sou die kerk dalk 'n storie gekies het waar Jesus 'n wonderwerk gedoen het of die storm stil gemaak het. Dis 'n beter storie om vandag te kies. Nie 'n storie waar Jesus emosioneel en fisies op 'n brose plek is nie. En tog kies die kerk as die kerk besluit al vir eeue, as ons iets wil sê oor Jesus wat koning is, dan is dit hierdie storie wat ons kies. Oor 'n koning wat gearresteer is as 'n krimineel, 'n koning wat besef dat die pad na glorie, die pad na koningskap, om 'n koning genoem te word, is eintlik 'n pad van nederigheid en van oorgawe en van gebrokenheid en van verlies. Dis die storie wat ons kies. En ek dink iets in hierdie storie help dalk vir ons oor die gesprekke en die debatte wat ons vandag het oor waarhede en valshede en fake news en wat is dit waaraan ons kan vashou en is daar enigiets wat feitelik is en is daar enigiets wat nog waarhede is? Ek dink hierdie storie help ons met daai gesprek. Dis die interessante gesprek tussen Pilatus en Jesus. En Pilatus wat dan vir Jesus vra, maar is jy die koning? Is jy 'n koning? En hy vra hierdie vraag 'n paar keer vir Jesus in 'n lang gesprek. En dan op 'n stadium sê Jesus vir Pilatus, dit is soos hy sê, ek is 'n koning. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Dis wat ek kom doen het. En dan reageer Pilatus en sê, maar wat is waarheid? Dis dieselfde vraag wat echo deur die eeue heen tot ons vandag, waar ons ook moet antwoord op die vraag, maar wat is waarheid? En Jesus, mens sal nie weet of Pilatus so 'n vraag gevra het uit irritasie, of regtig uit belangstelling, of uit woede nie. Dit maak eintlik die saak hier, want Jesus reageer nie op dit nie. Jesus gee nie vir hom 'n antwoord nie. Jy sal vermoed dat hierdie is nou die oomblik, hier gaan ons nou weet. En dan reageer Jesus nie. Althans nie met woorde nie. En nie met een van 'n filosofiese dialoog soos wat ons besig is met vandag nie. Jesus sy stilte. Jesus se stilte impliseer die antwoord. Amper asof Jesus wil sê, jy vra vir my die vraag, jy kyk daarna. Ek is waarheid. Ek is die antwoord op jou vraag, as jy wil weet wat is waarheid. So waarheid, in ander woorde, waarheid is nie 'n instrument nie, dis nie 'n wapen nie. Waarheid is nie 'n slagspreuk wat jy op 'n magneet kan plak op jou kombuis of op jou kar se bumper nie. Jesus het waarheid beliggaam in die manier hoe hy geleef het
en die manier hoe hy liefgehad het. So vandag reflekteer ons as gelowiges, saam met alle ander gelowiges, oor hierdie gedagte, Jesus as koning, of Jesus is koning. En in 'n post, soos die artikel sê, in 'n post-truth wêreld, wat alles bevraagteken, en sê jy kan seker wees van niks meer nie. Daar is nie so ding soos waarheid nie. Hoe, my vraag wat ek wil vra is, wat beteken dit om die koning van waarheid te aanbid vandag? Wat beteken dit om te behoort aan waarheid? En hoe is ons getuies van hierdie komplekse waarheid? Want dit is kompleks, dit is 'n storie van geboorte en van sterf en van opstanding. Dis kompleks. Hoe is jy 'n getuie van daai storie in 'n wêreld wat gewoond is aan vinnige, maklike, eenvoudige, ongekompliseerde antwoorde? Sê vir my wat ek moet glo en as jy dit op 'n sticker kan plak, dan sal ek dit vat. Hoe is jy getuie van so 'n storie? En ek dink eerste tree vir ons dalk is om vir onsself te vra, wat is my verhouding met die waarheid? As ons sê Jesus is koning, as ons sê Jesus is waarheid, as waarheid koning is, dan is daar min plek vir fake news. Daar's min plek vir lui relativisme. Hierdie gesprek van, enigiets kan maar, wat ek al jy, alles is. En dan, as ons sê waarheid is koning, dan is dit baie moeilik, en dan is daar min plek, om ons feite oor onsself, oor die lewe, oor geloof, oor politiek, oor ekonomie, om daai feite te verdraai, totdat daai feite vir my meer gemaklik is. En ek sê dit nou, terwyl ek weet, ons staan in 'n kerk. Ons staan in die NG Kerk. En die kerk, deur die eeue heen, het gesukkel om dit te doen. Dis nie vir ons maklik nie. Waarheid was vir die kerk, vir eeue heen nog altyd 'n wapen. Was nog altyd vir die kerk iets om ander uit te hou. Ons het dit, en julle het dit nie. Ons het meer daarvan, julle het minder daarvan. Ons verstaan die waarheid meer as wat julle dit het. So die kerk het nog altyd waarheid gebruik as 'n stelletjie slagspreuke. En as jy die boksie kan aftik op al hierdie slagspreuke, dan het jy dit, so asof jy dit kan vashou. En as jy dit nie kan vashou nie, as jy dit nie al die boksies kan aftik nie, dan gebruik die kerk waarheid om mense uit te hou en een kant te hou. Maar dis nie die tipe waarheid wat Jesus ons na uitnooi nie. As ons sê Jesus het waarheid beliggaam, was dit 'n manier om te sê, die manier hoe Jesus geleef het, die manier hoe hy lief gehad het nooit gegaan oor mag of posisie, of om mense uit te sluit, of om oor ander te klim, of het verskuilde agendas nie. Jesus het beliggaam nederigheid, diens, word minder, sodat ander meer kan word. Jesus het hierdie ding reggekry in sy lewe, dat mag gaan eintlik daaroor, die kuns van die lewe is eintlik om te leer hoe om mag weg te gee, om jou posisie weg te gee. So op hierdie dag, op hierdie tussenin Sondag, is dit wat ons reflekteer oor. Dit is ons koning. Dis hoe hy is. So die vraag is, kan ons daai waarheid
kan ons dit neem? Kan ons daai storie vertel? Ons is nou amper in Advent. Is hierdie seisoen van afwagting en van luister. En binnekort gaan ons almal saam instap in die donkerte in vir die volgende paar weke, wagtend vir die lig wat moet kom, vir die waarheid wat geopenbaar moet word, wagtend vir die eerste skree van 'n brose baba wat vir ons en ons idee van wat mag en autoriteit en posisie beteken altyd sal verander. Dis waarvoor ons wag. En ek dink daar's goeie rede om bang te wees dat waarheid, waar ook al ons kyk, weggekalwe word, stadig maar seker. Maar ons as gelowiges is mense met hoop. Van die koning wie regeer, sal ons nie los nie. En die storie wat ons deur die manier hoe ons lewe met mekaar en waar ons ook al gaan, die storie wat ons vertel, is dat die waarheid sal oorleef. Want die waarheid het al gesterf en het weer opgestaan. En die waarheid lewe hier tussen ons, hier in ons. En almal van ons behoort aan hom. So mag ons die goeie nuus ontvang. Dat waarheid is nie 'n stellings en 'n klomp slagspreuke nie. Dit is nie iets wat ons mense uithou en domineer en uitsluit nie. Ons moet waarheid word. Ons moet hoe Jesus geleef het. Ons kan dit beliggaam. Ons kan vir mense wys in die manier hoe ons leef, in die manier hoe ons liefhet. Dan raak waarheid goeie nuus en nie 'n wapen nie. As ons vanoggend die nagmaaltekens ontvang, herinner jouself aan wat Jesus vir sy disippels gesê het om die tafel, toe hy die brood gebreek het en toe hy die wyn uitgedeel het. Hy het gesê, waar ook al daar liefde is, waar ook al daar deernis is, daar is ek. Daar vind jy waarheid. Daar sien jy die lewe soos wat dit is, soos wat dit moet wees. Waar daar liefde is en waar deernis is, daar is ek. Mag ons aanhou soek vir dit, sulke oomblikke. En mag ons ook sulke ruimtes skep, self en vir ander mense. As jy vanoggend die behoefte het om die tekens te kom ontvang, dan wil ek jou graag uitnooi om op jou tyd vir mekaar genoeg kans te gee, wanneer jy ook al gereed is, om dan vorentoe te kom en dan die brood te neem en die wyn te gebruik, of by een van hierdie plekke, of miskien daar waar jy sit, die tekens dan te gebruik. Ons gaan so 'n paar oomblikke so in stilte sit. Miskien het jy net 'n oomblik nodig om te ontvang, om hierdie storie te ontvang, die woorde te ontvang. En as jy dan gereed is om na die tafel van die Here toe te kom, dan is jy welkom dit te doen.
Ek wil graag vir julle 'n gebed lees van Donna Markova. En dit is oorgeskryf deur Frida van der Heever. En ek wil vir julle vra om hierdie gebed saam met julle in te vat in die weke wat gaan kom. Ek sal nie 'n ongeleefde lewe leef nie. Ek sal nie in vrees lewe, het sy om te val of aan die brand te slaan nie. Ek kies om my dae te bewoon, om my lewe toe te laat, om my oop te maak, om my minder bang te maak, meer toeganklik, om my hart so vry te maak, dat dit 'n vlerk word, 'n fakkel, 'n verdrag. Ek kies om my waardigheid te waag, om so te lewe dat dit wat by my aankom as saad, na die volgende kan gaan as bloeisel. En dit wat na my toe gekom het as bloeisel, kan aangegee word as vrug. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Vader en die liefde van sy Seun en die teenwoordigheid van die Gees by jou wees en by jou bly. Aan die begin van ons saamwees het ons hierdie kers aangesteek. Ons blaas dit uit, omdat ons ook diep in ons glo God gaan ook saam met ons, waar ook al ons gaan. Mag dit vir jou 'n mooi week wees, en 'n goeie week, en ook 'n gesonde week. Volgende week is daar die gesamentlike Kersangdiens, 8:30 in die Groot Kerk. Ons het nie 'n diens volgende week nie. Die week daarna is ons weer terug hierso. 'n mooi week vir julle. Totsiens.